Ons gaan daar lees vanaf vers 1 in Eksodus 12. Ek lees vir ons voor. Hy sê, en die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. Julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bo-drempel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. En julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai. Die kop en die potjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees. Julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie, en hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in jul geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat die gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipte land uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as ewige insetting hou. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die 21ste dag van die maand in die aand. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word. Of hy al 'n vreemdeling is, of 'n kind van die land, julle mag niks eet met suurdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Maar Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep, en aan hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die Pasga, en neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bo-drempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van die huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bo-drempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir julle en jou kinders tot in ewigheid.
En as julle in die land kom, wat die Here aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar die ons huise gered het, toe het die volk in aanbidding neergebuig. En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. En middernag het die Here al die eersgeborenes in Egipteland getref, en die eersgeborenes van Farao af, wat op sy troon gesit het, tot die eersgeborene van die gevangene, toe wat in die gevangenis was. En al die eersgeborenes van die diere, toe staan Farao in die nag op. Hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was 'n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy Moses en Aaron in die nag laat roep en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien die Here soos julle gespreek het, neem ook julle kleinvee en julle beeste saam, soos julle gespreek het, en gaan weg en seën my ook. En die Egiptenaars het by die volk gesterk aangehou, om hulle gou uit die land uit te stuur, want hulle het gesê, ons is almal dood. Toe neem die volk hulle deeg, voordat dit ingesuur word, met hulle bakskottels, in hulle mantels toegebind, op die skouers. En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en klere geëis. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars, en die het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars berowe. En die kinders van Israel het van Ramses na Sukot weggetrek, en omtrent 600.000 te voet, die manne buiten die kinders. En 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste, 'n groot hoeveelheid vee. En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak. Want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie, en ook geen padkos vir hulle klaar gemaak het nie. En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was 430 jaar. En na verloop van 430 jaar, op daardie selfde dag, het al die leerskare van die Here uit Egipteland uitgetrek. Dit is 'n nag om plegtig onderhou te word, tot eer van die Here, omdat hy hulle uit Egipteland uitgelei het. Dit is die nag dat die Here om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel in hulle geslagte. Daar is uit die woord van die Here, en mag hy hierdie woord in ons harte seën. Kom ons buig ons harte, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre om as gemeente voor U te kom staan, om ons harte voor U te kom buig en te sê, Here, ons eer U en ons aanbid U. Ons loof en ons prys U wonderlike naam vir elke goeie gawe wat uit U hand uitkom. Ons sê vir U dankie, Here, dat U vir ons in staat stel, dat U vir ons dra, dat U vir ons tree gemeet het. En Here, dat U reeds weet wat op ons wag, al weet ons nie eers nie. En daarom kan ons maar net op die veiligste plek kom inkruip, en dis onder die vleuels van die Allerhoogste. Ja, Here, U is ons beskerming, U is ons rots, U is ons anker, U is ons bron, en daarvoor is ons U ewig dankbaar. En Here, ons soeke is na U woord, na U teenwoordigheid. En dankie dat ons dag vir dag kan beleef dat U is steeds vir ons God Immanuel. U is steeds met ons. Ja, Here, U neem ons by die hand, en niks kan ons uit U hand uitruk nie. Niks kan ons skei van U liefde nie. Here, U is verstommend. U is wonderbaar. U is die koning van die heelal. En ons siele roep uit na U. Abba Vader. En dis wanneer 'n mens bewus word van dit, Here, dat ons op ons aangesigte wil kom lê. Dankie, Here, dat ons vanmôre hier saam kan wees.
Terwyl ons in 'n donker wêreld leef, wil ons bid vir hierdie duisternis wat rondom ons is. Help ons, Here, om lig te wees. En ja, Here, ongelukkig het die donkerte tot baie naby aan ons al reeds gekom en het ons nodig om vasgeanker te wees in U alleen. En kom bid ons vanmôre dat U ons sal in staat stel asseblief. Want as ons een enkele tree gee sonder U, Here, is dit fataal. Ons bid vir ons munisipaliteite, ons bid vir ons regering, vir ons polisiedienste, vir ons skole. En te midde van al die onheil wat daar is en die donkerte wat daar is, bid ons, Here, vir oortuiging van sonde. Vir mense wat sal kom by die plek van restituisie. Vir mense wat sal kom by die plek van totale oorgawe, sodat U alleen die troonposisie vir elke hart sal inneem. Ja, Here, ons is afhanklik van U. En ons is dankbaar vir al U voorsiening, maar ons bid dat U asseblief vir ons die pad sal gelyk maak vorentoe. En Here, ons wil vra dat die wil van God vir elkeen van ons lewens sal geskied. Dankie vir elkeen wat verjaar. Ons aanbid U vir nog 'n lewensjaar. Here, ons kom bid vir elkeen wat siek is. En ons vertrou U dat U volkome sal kom onderneem, sal kom oprig, sal kom versterk. En dat U self sal verheerlik deur elke getuienis. Ja, Here, kom in hierdie môre en kom staan by elkeen van ons stil. Maak bemoeienis met ons, praat met ons, Here, deel met ons wat ons nodig het. En help ons om U woord diep in ons hart te bære. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan is daar die laaste vers wat ons gelees het, wat vir my uitstaan. Hy sê in die vorige vers, hierdie woorde het al die leerskare van die Here uit Egipteland uitgetrek. En omdat die Here hierdie groot werk vir hulle gedoen het, wat alles begin het daar by hierdie lammetjie wat geslag moes word, en die gebeurtenis om daar die bloed te neem en aan die deurposte te kom stryk, en bo aan die kusyn van die deur te kom stryk, was dit daar die merk wat opmerksaam was. En hier het 'n groot gebeurtenis plaasgevind saam met hierdie feesmaal. Hulle moes hierdie offer moes geëet geword het. En dit is waar die herinnering vandaan kom. Dit is waar hierdie werk begin het. En dan kom hy by die laaste vers en hy sê, dit is 'n nag om plegtig te onderhou, tot eer van die Here, omdat hy alleen uit Egipteland uitgelei het. Dit is die nag van die Here om plegtig te onderhou, by al die kinders van Israel en al hulle geslagte. En daarom wil ek met julle praat oor hierdie tafel van herinnering. Hierdie tafel van herinnering wat 'n baie belangrike saak is om te oorweeg. Nou, daar is baie dinge wat ons van herinner kan word as dit kom by die nagmaaltafel, wat ons in hierdie môre kan geniet. Ja, dis 'n tafel van troos vir elkeen wat dit nodig het, omdat hy die man van smarte was, en hierdie die tafel van getuienis is oor die smarte wat hy deurgemaak het. Dit is die tafel wat ons herinner aan genade, want sonder dat hy daar die werk vir ons verrig het, soos toe hy daar die volk bevry het uit Egipte uit, is daar vir ons geen genade nie. Dis die tafel van sy liefde, om vir ons te kom openbaar hoe dat hy sy eie lewe vir ons kom offer het en kom neerlê het, sodat ek en jy daar die liefde van God kan leer ken. En ons kyk vandag na hierdie nagmaaltafel vanuit die Ou Testament. Die volk is in verstarring. Vir 430 jaar was hulle nou in Egipte gewees, blootgestel aan soveel verskillende gode. En in die afgelope paar dae het God eintlik 'n bespotting, ja 'n pes kom maak van al die gode wat Israel vir 430 jaar geleer ken het. En nou beleef hulle hoe dat hierdie God van Abraham, Isak en Jakob met hulle kom bemoeienis maak, en hy is besig om homself aan hulle te openbaar. En die nagmaaltafel is vir jou en vir my die herinnering. Dis nie dat daar iets niets is wat in die nagmaaltafel opgesluit is nie. Alles wat daar in Egipte reeds gebeur het, het heen gewys na dit wat by die kruis sou gebeur. En dit wat by die kruis gebeur het,
wys na die nagmaaltafel toe, sodat ons daarna kan kyk en daarin herinner kan word aan dit wat God kom doen het. En in Exodus 12 lees ons baie oor hierdie onderwerp. In die Nuwe Testament, daar in die boventrek, kom die Here Jesus en hy saam met sy disippels, en hy kom wys vir hulle, dit is ek, en hierdie feesmaal wat hier gebeur, dit is my liggaam, dit is my bloed wat vir julle vergiet is. En hierdie maaltyd is 'n herdenking aan die wonder van dit wat God verrig het. Nie 'n vreemde seremonie nie. Hierdie seremonie kom eintlik vir baie eeue nou al reeds. Inteendeel, dit kom eintlik nou al van net buite Eden af. Want die oomblik toe Adam en Eva hier die groot fout gemaak het, is die eerste gebeurtenis wat daarna gebeur het, God het 'n bokkie geneem en hom geslag. En hy het hulle geklee met daardie vel. En hierdie selfde feesmaal het in daardie oomblik afgespeel. Dit alles wys heen na hierdie selfde gebeurtenis. So vandag is ons hier om weer eens te deel in hierdie kosbare tafel van herinnering. En ons sit vandag by dieselfde tafel as waar Petrus en Johannes en Jakobus saam gesit het by hierdie tafel. Ons sit by dieselfde tafel wat die oudste sakrament is, wat deur God homself ingestel is, nie deur mense nie. Dit kom nie van die Rooms-Katolieke Kerk af nie, dit kom van God af. Dis daar die eerste aksie van godsdiens, wat God van Adam en Eva verwag het, nadat hulle sondig pleeg het. Dis daar die eerste en daar die laaste aksie van elke kind van God, want sonder dit wat ons vandag herdenk, in die Here Jesus, in sy liggaam en in sy bloed, is daar vir ons geen geloof nie, want is daardeur dat ons kan lewe, daardeur dat ons hernu kan word, en daarom dat ons dit kan herdenk. Ja, ons kan hierdie tafel van herdenking beleef, en dit ons deel maak om die lam, die offer, die een wat die prys vir sonde betaal het, die een wat homself vir ons geoffer het, ons eie deel te kan maak, en onsself daarvan te herinner, sodat ons in die geloof versterk kan word. Ja, ons sit vandag aan dieselfde tafel waar ook Judas aangesit het. En Judas het dit gemis. En my liewe vriende, ek en jy kan vandag hier sit, en ons kan dit alles deel, en ons kan dit alles herdenk, en ons kan onsself aan dit alles herinner, soos ek geglo het dat Judas gedoen het, maar ons kan dit mis. Hierdie tafel, wat begin het in Egipte, dwars deur die wildernis, saam met hulle gegaan het vir 40 jaar, tot in die beloofde land, en hoor my woorde, wat vandag, tot in ewigheid, tot in die hemel gevier sal word. Want dan is ons van aangesig tot aangesig. En ken ons nie meer ten dele nie. Hierdie tafel het verskeie aspekte wat vir ons kosbare herinneringe is. En ek het nou reeds 'n paar van hulle genoem, maar daar is 'n ander paar wat die Here op my hart gedruk het, waaroor ons kan raak. Ja, en hierdie is nie 'n tafel op sigself van 'n kerk of van mense nie, maar hierdie tafel verkondig 'n kosbare woord. Wanneer ons dit herdenk, net soos die kruis, 'n kosbare boodskap dra. Die krag lê nie in die kruis nie, die krag lê in die kruiswerk. Die krag lê vanmôre nie in die tafel se gebruik nie, maar in dit wat dit simboliseer. En so kan ek en jy let op hierdie herinnering. Ja, oor die genade van God. Ja, oor die liefde van God. Ja, oor die hart van God. Maar kyk saam met my na 'n paar dinge wat die Here vir my kom wys het. Ek sien nie die skerm agter is aan nie, sy vooraan. Kan ek net uitgaan en weer ingaan, verskoning. Nee, is hy vooraan? Gaaf. Nou die eerste vers wat ek graag, die eerste gedagte wat ek graag vir julle uitwys, is hierdie tafel van herinnering, herinner ons aan die belofte wat dit vir ons inhou as kinders van die Here. Exodus 12 vers 13 sê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipteland tref nie. Let jy op die belofte wat daar opgeteken is? Let jy op die wonder
Elke keer as God sê, ek sal en daar sal dinge gebeur, dan jy hierdie wonderlike wete, dis 'n woord wat God gespreek het, en dis 'n woord wat God self waar maak. Hy spreek geen woord en dit gebeur nie. Hy sê nie maar net iets om leefwoorde te wees nie. As hy 'n woord gespreek het, dan maak hy dit self waar. Hy laat dit gebeur. Hy voer dit uit in die fynste detail. En dis 'n wonderlike herinnering vir jou en vir my, dat hy is steeds die God van belofte. In vers 23 sê die woord, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat nie. Dis mooi woord, hè? Vir elkeen wat hierdie fees huldig, wat hierdie herinnering diep in sy hart bære, sê die Here, hy sal daardie een nie met sy oordeel tref nie, en hy sal die verderwer nie toelaat om hom aan te val nie. Kostelike belofte, so deur die woord van die Here. En dink jouself in die grootheid van hierdie belofte. Dink jouself in aan die wonderwerk wat hier gebeur. Ek sal by jou verbygaan as dit kom by my toren, en ek sal nie daardie toren by jou voordeur laat inkom nie. Ek sal jou behoed van hierdie onheil. Ek sal jou behoed van hierdie aanslag van die verderwer homself. 'n Woord van die troonkamer van die hemel. En sonder hierdie woord, vriende, is ek en jy in vandag se lewe niks. Hierdie belofte gaan verder. As hy die bloed sien, sê die woord van die Here, sal hy die verderwer nie toelaat nie. Jy sien, dis wanneer die bloed gesien word, wanneer die demone in siddering kom. Dis wanneer die bloed gesien word, wanneer die duiwel weet wat sy eindbestemming is. Dis wanneer die bloed gesien word, waar ek en jy aanneemlik voor God is, en die bloed is ons belofte. Dis die bloed waarna ons vashou. Dis die bloed van die lam, wat een keer vir ons geslag is, en nooit ooit weer hoef daar geslag te word nie. Ja, in die verlede moes hierdie mense een keer ja slag. Kan jy jouself die teleurstelling indink? Kom my bokkie, kom my kinders, ons gaan nou gaan offer. Ag, alweer, papa. Ja, moenie worry nie, ons gaan volgende jaar weer. Want geen offer wat ons kan bring, gaan enigsins regtig die moeite werd wees nie. Maar hierdie een enkele offer is so wonderbaar, en hy maak sy eie woord waar. En dis die belewenis wat ek en jy as kind van God het. Dit kan ons herdenk. Want as hy belofte gespreek het, soos wat hy daar by Golgotha vir ons laat verrig het, bly dit vir altyd. Dit verval nie weer nie, dit raak nie weg nie, dit was nie af nie, dit moet nie weer gedoen word en weer vernuwe word nie. Nee, dit is een keer en eenmalig, en is goed genoeg vir almal, vir ewig, tot in ewigheid. Jy sien as dele in die skrif, waar daar vir ons soveel beloftes na ons kant toe kom. Baie keer blaai ons die Bybel in ons lees in ons eie Bybelstudie, en die Here bring vir ons beloftes. Hy bring vir ons gedagtes na vore om daaroor te bepeins en daaroor te dink. En hy gee vir ons hierdie woord as belofte woord, sodat ons aan daardie woord kan vashou. En hierdie is dieselfde beloftes waarvoor ons die Here kan getrou vind. Dis dieselfde beloftes wat ons kan herdenk. Want as hy so getrou was in die aflê van sy lewe, as hy so getrou was in die offer vir ons sonde, in die bloed, in die man wees van smarte, hoeveel te meer sal hy nie ook getrou wees in elke ander belofte nie. En ons kan deel in hierdie tafel van herinnering. Want daar's geen omkeer in enige woord wat hy mag spreek nie. Nee, daar's nie eers 'n skaduwee van omkeer, sê die woord van die Here nie. En dalk sit jy vandag met 'n groot stryd in jou gemoed. Dalk is jy vandag oorweldig deur omstandighede, en dalk het jy nodig om net herinner te word. God se beloftes staan nog steeds vas. En sy beloftes het nog nooit sy vervaldatum bereik nie. Sy beloftes het nog nooit by 'n punt gekom dat hy nie meer die krag het nie. Dieselfde krag wat hy dag 1 gehad het, is dieselfde krag wat hy vandag het, en tot in ewigheid. Soms kyk ons na dinge wat nie reg uitwerk nie. Dinge is nie hoe dit behoort te wees nie. En dan het 'n mens juist daar die herinnering nodig aan hierdie beloftes. Ek dink aan die belofte wat ons vind in 1 Tessalonisense 5 vers 9. Hy sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Dink aan die belofte wat ons vanmôre kom vier. Daardie belofte dat ek en jy is nie bestem vir die toorn wat oor hierdie wêreld gaan kom nie. Nee, God het ons kom
red, hy het ons kom verander, hy het ons kom nuut maak, hy het ons burgerskap verander, sodat hy ons kan kom wegneem voordat daardie toorn sal kom. En hoe wonderlik is dit nie om te weet, hierdie woord verval nooit nie. God se beloftes staan vas. En ons herdenk nie maar net 'n tafel, omdat dit net 'n gebruiklikheid is, 'n ritueel is nie. Ons herdenk dit wat op hierdie tafel vanmôre vir ons bedien word, omdat dit vir ons 'n herinnering is aan God se getrouheid. En vriende, ek en jy het dit so nodig. Wanneer jy twyfel, hou vas aan God se getrouheid. Want mense gaan jou teleurstel, ek gaan jou teleurstel, ons gaan mekaar teleurstel, dis wie ons is. Maar God bly getrou. En as ek so baie met iets te doen kry, en ek herinner myself, ons is nou 2,5 jaar hierso, daar in die begin, daar het ek baie gesprekke gehad, dan onthou ek van dinge wat gebeur het, en dinge wat julle deur is. En kyk, hier is ons vandag, 2,5 jaar later, en God het jou gedra tot hier waar jy is, want God is getrou. Wonderbaar, om te dink dat hy so getrou is, om elkeen van sy woorde vir ons waar te maak. En hoe kosbaar is dit nie? Die tweede gedagte wat vir my uitstaan is, hierdie tafel is 'n tafel wat ons herinner aan die versoeningswerk wat hy vir ons bewerk het. Die woord van die Here leer vir ons deur hierdie hoofstuk van hierdie versoeningswerk. In Levitikus 17 vers 11 sê die woord van die Here, want die lewe van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee om oor julle siele versoening te doen, want dit is die bloed wat deur die lewe versoening doen. Sien jy daar die woorde wat mooi gemerk is? En ek het dit aan julle op die altaar gegee om oor julle siele versoening te doen. En vanmôre is ons hier om dit te kom herdenk. Oor die versoeningswerk wat God vir jou en vir my kom doen het. En nie wie nie, Jesus Christus is die een wat die versoeningswerk vir ons gedoen het. In vers 13 van ons geleesde gedeelte sê die woord van die Here, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipteland tref nie. Ja, hy is die een wat die versoening bewerk het. En ek en jy is vanmôre hier, omdat ons daar die versoening kom herdenk, omdat ons daaraan dink vir 'n oomblik, want sonder die versoening van die Here is ek en jy doemwaardig. As dit nie God is wat vir ons daar die versoening gebring het nie, is ek en jy op pad na die hel toe. Dis God en God alleen wat hierdie restaurasie in ons lewens bring. Dis God en God alleen wat hierdie werk vir ons kom doen, om ons siele uit genade te kom red, om ons sy kinders te kom maak en versoening te bring, om jou en my te verenig met God in ons verhouding. En ons kan vandag dit herdenk. Jesaja 59 vers 2 sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, deur julle sonde, sodat hy nie hoor nie. Jy sien vriende, ons het hierdie probleem in ons lewens. In ons menswees is daar 'n skeidsmuur tussen jou en my en die Here. In ons menswees kan ons onsself nie help nie. Voor ons onsself kon kry, het ons weer die verkeerde ding gedoen, weer die verkeerde ding gesê, weer die verkeerde keuse gemaak. En daarom het ons hom nodig wat vir ons die versoening gebring het. Daarom het ons hom nodig wat vir ons die werk kom doen het. En wat 'n wonderlike herdenking, wat 'n wonderlike herinnering. Die versoening is in Christus Jesus alleen. Hierdie woord versoening kom meer as 100 keer in die woord van die Here voor. En die altaar was die plek van versoening gewees, dwars deur die woord van die Here. En hierdie tafel bring ons by daardie herinnering van die altaar. So as jy nou vanmôre hier sit, en jy besef dat daar ding tussen jou en die Here is wat jou hinder, of dit nou iets is en of dit nou iemand is, dan is dit daardie een ding wat 'n hindernis is vir jou gemeenskap met God. En daarom kan jy vanmôre ook hier die tafel sien as 'n altaar en sê, Here, ek herinner myself dat dit is die rede waarom U vir my kom betaal het. Hebreërs 9 vers 13 sê die woord van die Here, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke
om die lewende God te dien. Al die ander offertjies, sê hy, is tydelik. En dit kan nooit die werk doen nie. Maar alleen hy is die een wat die versoening kan bewerk. Dis die krag van die bloed. Dis die wonder van dit wat ons herdenk. Dis die wonder van dit wat ons aan herinner aan die krag van die bloed van die lam. En daarom dat ek en jy versoen kan wees en die volheid van God kan geniet. En as gevolg van dit wat Jesus vir jou en vir my verwerk het, het ons nie vandag meer 'n altaar nodig nie. Ons het die herinnering aan die altaar nodig. En ek dank die Here. Want op die dag wat die Here Jesus gekruisig is, moes daar duisende lammers geslag geword het. Jaar op jaar moes hulle dit gedoen het, 'n afskuwelike gebeurtenis as 'n mens menslik daaraan dink. En nooit was daar versoening gewees nie. Maar hier sit ek en jy vandag. En deur 'n ander een se bloed het ek en jy versoening met God gevind. Die woordjie van versoening in die Hebreëus praat van om te bedek of om weg te steek. En as dit nie vir die versoening is wat die Here Jesus vir ons bewerk het nie, was ek en jy so doemwaardig en ons sonde was nooit weggesteek nie. En deur sy bloed kan ons met vrymoedigheid toenader tot God en ingaan in sy teenwoordigheid. En wanneer God ons sien, dan sien hy nie vir Johan nie, want Johan gaan dit nie maak nie. En hy sien nie vir jou nie, maar hy sien die bloed. En deur die bloed is die versoening. Romeine 3 vers 25 sê, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Hy sê, God het jou sonde verdra, omdat daar bloed vir jou vergiet is. En daardie bloed is die rede van die versoening. Die derde wat vir my uitstaan is, hierdie tafel is 'n herinnering. En dit herinner ons aan die verwagting wat ons kan koester. Ja, hierdie is nie net 'n tafel van die verlede nie, hierdie is 'n tafel ook van die toekoms. En is 'n wonderlike wete om te dink aan hierdie tafel van die toekoms. En ons lees dit in vers 11. Hy sê, en so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en die staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. En dit praat hier van 'n gereedmaak. Hulle moes nou vir 'n tyd lank ongesuurde brode geëet het. Hulle moes hulle self gereed gemaak het met hierdie fees van die ongesuurde brode vir 7 dae. Het elke gesin nou in hulle huis ingegaan. Hulle het hulle self gaan gereed maak. Hulle het alles geonsondig, alles. Suurdeeg was altyd die beeld van sonde. En elke deel van die huis, elke hoekie was skoon gevee. En elke stukkie suurdeeg, of dit 'n pot of 'n pan, of 'n brood of 'n dit, of wat dit ook al mag wees, as daar suurdeeg is dit uitgewerp by die huis uit, want dit is die simboliek van sonde. En in daardie introspeksie moes hulle self voorberei, want hulle het 'n verwagting gehad. Enige iemand wat 'n verwagting het, berei voor. En ons sien dit hierso ook. Hy sê vir julle moet gereed wees om hierdie fees te eet. Hierdie deel te doen, hierdie offer te bring, maar met 'n verwagting. Daarom moet julle omgord wees, julle moet julle skoene aan hê, julle moet julle staf in die hand hê, en eet en kry klaar, want ons gaan nou trek, ons gaan. En dit is mooi, want dit praat van hulle moes gereed gewees het. Nou vriende, hierdie mense was slaggereed gewees, om saam met God te kon trek. Hulle was slaggereed gewees om die wil van God te kon volg. Hulle was slaggereed gewees om vrygemaak te kan word. Hulle was slaggereed gewees vir God om die pad vir hulle te wys. Hulle was slaggereed gewees vir die volgende tree wat God vir hulle sal openbaar. En ek dink vir myself baie maal, hoe gereed is ons? Hoe haastig is ons na die wil van die Here? Hoe haastig is ons na die soeke van sy pad vir ons lewe? Hoe haastig is ons na die erns om God se weg te loop? Want hoe haastig ek is, wys vir ons hoe groot my verwagting is. En as ek nie meer haastig geraak het om gereed te wees, om reg te wees, om ingeskakel te wees, dan sê dit eenvoudig, ek het nie meer 'n verwagting nie. Nou na 430 jaar kan 'n mens baie maklik in jou slawerny verval en die verwagting kan wegraak. En hier sit ons in Suid-Afrika en ek dink in 'n groot mate is dit 'n probleem binne in die kerk. Die kerk se verwagting het vertroebel.
Want ons verwagting het geword van mense, nie meer van God nie. Ons verwagting het geword van die staat en nie meer van God nie. Ons verwagting het geword van ons land en ons volk en ons patriotisme, nie meer van God nie. Daardie verwagting dat die Here weer gaan kom. Daardie verwagting dat hy gaan kom om ons te kom haal. Daardie verwagting dat hy, die God van regverdigheid, homself sal kom uitwoed oor mense wat die bloed van Jesus vertrap het. En ek en jy het hierdie wonderlike voorreg om hierdie verwagting te herdenk. Nou op die tafel is daar 'n handdoekie wat gegee word saam met die beker. En jy het al die storie gehoor van hoe dit werk in die Joodse volk, hoe hulle dit doen, wanneer hulle aan 'n tafel sit en hulle saam kuier, en hulle nog nie klaar is nie, maar hulle moet vir 'n oomblik weggaan om weer terug te kom, om verder te gaan met die fees, dan sou hulle daardie doekie opvou en om een kant neersit, om maar net te wys, ek kom weer terug. En dan sou die mense wat by die feesmaal wees, die mense saam met wie hy daar besig was, sal weet, hulle het 'n verwagting, hy kom weer. Dan sien ons by die graf van die Here Jesus, was die doeke waarmee hy toegedraai was, een kant neergesit, mooi netjies opgevou, om die boodskap vir jou en vir my oor te dra, dat ons die verwagting sal hê, hy gaan weer kom. En daarom is ek en jy vandag hier met hierdie herinnering. Hierdie tafel wys heen, Jesus kom weer. Hy gaan kom om ons te kom haal, en hy gaan ons kom haal, voordat die toorn van hierdie wêreld gaan tref. Hy gaan ons kom haal voordat die 7 seels gaan oopbars, voordat die 7 skale opgebreek gaan word, voor die 7 basyne gaan blaas, voor hel gaan uitbreek op hierdie aarde, gaan God ons kom haal om by hom te kan wees. Wat 'n wonderlike herinnering, wat 'n wonderlike verwagting vir elke kind van God, maar as jy nie 'n kind van God is nie, wat 'n ontnigtering. Wat 'n wonderlike herinnering en 'n gedagtenis vir jou en vir my om aan te koester. Maar vriende, hoe gereed is ons? En hoe haastig is ons om gereed te maak? Kyk, ons is baie haastig om gereed te maak vir ons volgende tender. Ons is baie haastig om gereed te maak vir ons volgende werksdag. Ons is baie haastig om gereed te maak vir ons volgende vakansie. Maar hoe haastig is ek en jy om gereed te maak vir hierdie verwagting dat God weer gaan kom? Want jy ken die tekens. En die woord van die Here sê vir ons, dit kan enige oomblik wees. Hoe haastig is ons om restituisie te doen? Hoe haastig is ons om van sonde ontslae te raak? Hoe haastig is ons om van die vlees ontslae te raak? Hoe haastig is ons om te vergewe? Hoe haastig is ons om deur te gaan met die Here? Hoe haastig is ons om ons wêreldsgesindheid te laat vaar? Hoe haastig is ons om bruikbaar te wees vir die Here? Hoe haastig is ons om rein te wees vir ons hemelse bruidegom? Kyk, ons is haastig vir baie dinge. Dit het my nogal getref. Ek lees dit so 'n bietjie op oor die nagmaaltafel. Nou weet julle mos, as haar 'n bruid is wat mos trou, dan het hulle mos 'n aand of wat voor die tyd, dan het hulle mos soos 'n dressrehearsal. Dis mos wat hulle dit noem, né? Waar is die jong bruide? Dis mos wat hulle dit noem, né? Dan kom die hele familie bymekaar en hulle eet nou lekker saam en dis nou 'n groot storie en noem dit 'n dressrehearsal. Ekskuus om Willie vir die Engelse woord, die Afrikaanse woord maak my baie de mekaar. Maar dis hierdie woordjie 'n dressrehearsal. Weet jy wat is die nagmaaltafel? Dis die dressrehearsal van die feesmaal wat in die hemel vir ons wag. Weet jy wat skrikwekkend? Dat aardse bruide doen meer moeite vir 'n dressrehearsal vir 'n bruidegom op die aarde, as wat ek en jy baie maal doen vir die bruidegom van die hemel. Openbaring 19 vers 9 sê, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En soos wat ons baie maal in die films, die dressrehearsal sien, met groot gewaad en met groot tafel, is hierdie tafel 'n herinnering van die dressrehearsal, van 'n feesmaal in die troonkamer van die hemel, in die bruilofsaal van die ewigheid. En hoe haastig is ek en jy om dit nie te mis nie. Verder sien ons hier tafel herinner ons aan gemeenskap met God.
Eksodus 24 vers 9 tot vers 11 sê, daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu, en die 70 van die oudstes van Israel, en hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete, net soos 'n vloerwerk van safierstene, en so helder soos die hemel self, maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgesteek nie, en hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Hulle het gemeenskap met God gehad. Hulle het hom gesien, toe God se hand in beweging kom. Hulle het hom gesien, toe hy in hulle midde is. Daar's die wolk. Daar's die Here. En hulle was nog nie eers op heilige grond nie, net die gedagte dat die berg voor hulle heilige grond was vir hulle groot genoeg, om die vrees van God in hulle harte te bring. En dan kyk ons baie keer na Judas wat aan hierdie nagmaaltafel gesit het, en ons sê, hoe siek is dit wat jy gedoen het? Maar hier is 'n hele volk, wat presies gedoen het wat Judas gedoen het. En hulle het 'n goue kalf opgerig, en 'n alternatiewe godsdienst begin beoefen, binne 'n paar weke. Hier sit ons vandag in Suid-Afrika, met baie alternatiewe godsdienste. Baie behalwe die godsdienst van gemeenskap met God. Kyk, ons ken die teksversies, ons ken baie dinge, maar waar is die diepte van ons soeke na die Here? Psalm 23 vers 5 sê, U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Dis die tafel van gemeenskap. Wanneer ek so in afwagting is, ja, die vyande kan klop aan die deur. Josafat kom, daar's dreigemente, ons gaan die land oorvat. Hy sê, doen wat julle wil. Ons gaan ons harte buig voor God. En hy roep 'n vasdag uit oor die hele volk. Roep hierdie plek tot stilstand. Nie nog 'n diens nie, nie nog 'n funksie nie, nie nog 'n gewoonte nie, nie nog 'n gebruik nie. Kom ons buig voor die Here. Ja, vriende, wanneer laas was ons daar? So maklik kan ons 'n godsdienst hê van baie dinge, 'n vol kalender, baie kennis, baie ondervinding, maar min gemeenskap. En hoe fataal sal dit nie wees nie? 1 Korintiërs 10 vers 16 sê, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Sien jy die gemeenskap? As jy vanmôre enigstens deel in hierdie tafel, en jou hart is nie om gemeenskap met God te hê nie, moet liewers nie. Dis nie 'n hoeretafel nie. En ons word opnuut vanmôre herinner aan God se behoefte aan hierdie intieme gemeenskap. Daarvoor het hy die prys betaal. Daarvoor het hy homself geoffer. Daarvoor het hy alles gegee, sodat ons in Openbaring 19 kan lees van hierdie woordjie koinonia. Hierdie is die tafel van geestelike koinonia. Wat 'n herinnering wat die Here vir ons wil kom wys. Nog iemand ek graag wil wys is die tafel herinner ons aan die verlossingsplan van die Here. Toe die Here hulle oproep om die lam te slag, was dit eenvoudig omdat hulle gereed moes maak, dat God hulle kon vrymaak. Die nagmaal is ons grootste herinnering aan God se verlossingsplan. Sy bloed het vir ons bevryding gebring. Sy liggaam is vir ons gebreek. As jy vanmôre hier sit met 'n krankheid, dan is hierdie die tafel wat vir jou die herinnering is. God het dit gedoen om jou te verlos van jou krankheid. Ja, ons moet nie mekaar left, right en center hande opleg nie, sê die woord van die Here. Maar as jy die pad met God geloop het en God gesoek het en hy vir jou antwoord gegee het, dan moet ons vir mekaar bid. Dan is hierdie die tafel van herinnering om vir jouself te sê, ek mag na hom toe kom. Hy is die een wat steeds my kan verlos van my vleeslike stryd. Ja, hy verlos ons heel eerste van ons geestelike stryd. Hy verlos ons heel eerste van ons verlorenheid, maar hy is ook dieselfde God wat ons verlos, wat ons genees in 'n oomblik, in 'n oogwink. En ek praat nie van name it and claim it soos hierdie prosperity kerke van ons dag nie. Ek praat van om God waarlik te vertrou, sodat hy my kan kom transformeer tot my diepste wese. Weet jy waar ons kweekskool vandaan kom?
Jare terug in die 40er jare van Suid-Afrika, het hulle die plekkie opgerig gehad, naby Bloemfontein. En daar is mense wat gediagnoseer was met ernstige siektes, kankers en dinge. Dan kom hulle by die plekkie heen, om daar versorg te word. Dan dra hulle die beddens binne in die kerk en dan preek hulle vir die mense, in plaas van om vir hulle pille te gee. En dan begin die Here siele red en lewens verander. En voor jou oë uit vir een, word hulle aangeraak. Jy sien, wanneer God sy doel bereik het, sal hy die werk volbring. En ek en jy moet herinner word daaraan, dat sy verlossingsplan is vir ons gees, siel en liggaam. Johannes 1 vers 29 sê, die gebruik ook die beeld van hierdie lam wat vir ander se sonde sterf. En ek en jy het vanmôre hierdie herdenking, hierdie herinnering, dat hy ook vir ons sondes gesterf het. En al wat ek kan doen, is om maar net eenvoudig te sê, Here, hier is ek. Dit is vir my so baie mooi as ek kyk in die geleesde gedeelte. Sê hy vir hierdie mense, offer die lammetjie, sit die bloed in 'n houer, neem 'n hiesoptakkie, smeer die bloed aan die voordeur van jou huis, en in die boonste drempel van jou huis, en dan gaan jy binne in die huis en jy bly binnekant. En jy kom nie uit om te dink, jy gaan nou iets doen nie. Ek het niks van jou nodig nie. Wees net daar binne. En as die bloed sien, is die versoening joune. En so kan ek en jy niks doen, vriende, om God te behaag nie. Al wat ek en jy kan doen, is wanneer God na ons kyk, sien hy die bloed. En as hy die bloed van die lam sien, is dit al wat genoegsaam is. Hoe mag die Here ons help om hierdie herinnering diep in ons harte te bære, sodat ons lewens vir God verheerlikend kan wees. Wat 'n wonderlike voorreg om te deel aan die tafel van herinnering. Kom ons buig ons harte, dan bid ons saam. Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om vanmôre so saam te wees in hierdie tafel van herinnering. Dankie vir elke herinnering wat U vir ons bied. Ja, Here, U is die een wat vir ons alles moontlik gemaak het en sonder U is daar vir ons niks. En dankie dat ons geloof daardeur versterk kan word en dankie dat ons in hierdie môre kan vra, Here. Help ons om dit diep in ons hart te bære. Om daardeur verkoop en versadig te word sodat ons lewens kan getuig van die eer van God. Ons eer U, ons aanbid U vir hierdie wonderlike voorreg en ons vra dit in Jesus naam. Amen.